Goeiemôre. Ons is hier saam om afskeid te neem vandag van Hansie en ons as gemeente wil net eerstens sê dat ons innige meegevoel wil uitspreek teenoor u as familie en vriende wat hier is vandag. Ons vertrou dat die Here julle ook gaan vashou in hierdie tyd en julle gaan ontvou met sy groot ontferming vir elkeen van julle. En mag die hartseer in herinnering verander en dat ons kan onthou die goeie tye wat ons saam gehad het. Ek wil u dan ook groet vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en vir u sê vrede vir u van Jesus Christus, ons Here. Dis by oomblikke soos hierdie van afskeid waar ons diep bewus is van ons eie lewe, van ons eie broosheid, van ons eie mens wees. Ons geloof in 'n opgestaane Here Jesus is egter vir ons die hoop waarop ons kan vestig. Die hoop wat vir ons help om anders te kyk na die dood. Ons hoop is in Jesus Christus wat die eerste was, sodat ons ook kan herinner word daaraan dat ons saam met hom ook die belofte van die opstanding kan beleef. Ons is vanoggend hier saam om nie net die lewe te vier van Hansie nie, maar ook as gelowiges herinner te word daaraan dat Christus ons Here en ons Verlosser is. So kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, u wat ons ken, u weet hoe moeilik oomblikke van afskeid vir elke mens is. Ons glo dat u ook hier by ons is. Ons glo dat Hansie reeds by u is, Here. Daarom wag ons op u om ons te troos, om ons op te tel en ons teen die bors te druk soos 'n goeie vader, om ons te omhels met u liefde, om deur u Gees in ons harte te wees en ons verstand. Ons dank u, Here, vir die lewe van Hansie, vir dit wat hy in ons lewe kon inbou, vir dit wat ons van hom beleef het, Here. En dankie, Here, dat ons uit elke mens se lewe ook u teenwoordigheid mag ervaar. Ons loof u vir u goedheid en u liefde en u trou. Wees ook in hierdie oomblik saam met ons in die Gees, sodat ons u kan ontdek vir wie u is. Amen. Ons skrifgedeeltes is vandag uit 2 psalms, Psalm 121, so 2 verse, en dan Psalm 23. So, kom ons lees dit saam, en dan gaan ek sommer, so terwyl ons dit lees, sal ek ietsie daaroor te sê. Psalm 121 sê, dit is 'n pelgrimslied. Pelgrimslied is 'n lied op reis. En elkeen van u was op een of ander manier op reis, saam met Hansie. Baie naby party van u, party dalk net as vriende of kollegas, maar u was op reis. En op daardie reis deel ons die pad wat ons stap. Ons deel nie net die pad nie, ons deel ook die saamwees. Ons deel die herinneringe en ons deel ook 'n droom, want ons is tog ergens heen op pad. Hierdie lied was gewoonlik gesing deur pelgrims, mense wat op pad was na die tempel toe. Op pad was, as jy in Jerusalem van die Dawidstad af moes opgaan na die tempel toe, dan moes jy so bykans 800 of 900 trappe opstap tot bo. En dan het hulle liedere gesing terwyl hulle so opstap na die tempel toe. En is dit nie in ons lewe ook so nie? Hoe verder ons opgaan, hoe moeër raak ons nie. En hoe nader kom ons aan dit wie God is. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Dis 'n vraag wat baie van ons baie keer vra. Waar kom my hulp vandaan? Waar is hulp as ek dit nodig het? Ek kyk op na die berge hier om ons, in Rustenburg. En dan kan ons ook vandag vra, waar kom ons hulp vandaan in hierdie oomblik? En dan sê die skrywer vir ons so mooi, my hulp is van die Here, wat hemel
en aarde gemaak het. Maar jy hulp kan net van die Here wees, as jy 'n verhouding het met hierdie Here. As jy nie net die Here ken nie, maar as hierdie Here jou ken. Dis die verskil. Ken God my? Is my vraag. Baie mense sien God soos 'n noodapteek. Plek waar ons net gaan wanneer ons dringend medisyne nodig het. Gaan tel dit gou daarop en dan is ek weg. Ek bly nie daar nie, ek bou nie verhouding daar nie, ek leef nie daar nie, ek kom nie elke dag daar nie. God is nie 'n noodapteek nie. Jy kan nie net na God roep wanneer jy in nood is nie. Dit vra 'n verhouding. Dit vra om in verhouding met hom te leef. Om hom te soek in alles wat ek is en alles wat ek kan wees. En om hom te vertrou vir alles. Want hy sê my hulp kom van die Here. Die Heer van my lewe. Die een in beheer van my lewe. Ons weet dat oom Hansie het altyd gehelp. Nie net het hy aan die Bessie versorg en altyd daar om haar te help nie, maar ook in sy gemeenskap rondom hom, ook in sy familie. Altyd gereed om 'n hand by te sit. Mooi voorbeeld. Maar hierdie gaan 'n stap verder. Ons praat hierso van die hulp van God, die volmaakte Vader, die volmaakte een, vir wie niks onmoontlik is nie. As ons dan so 'n verhouding met God het, dat hy ons ken, ons hartsbegeerte en ons uitdagings en ons omstandighede ken, dan sê Psalm 23, hy word my herder. Hierdie Here is my herder, ek kom niks kort nie. Selfs al is hy in omstandighede, ons sien byvoorbeeld Paulus wat in sy briewe skryf, hy sit in die tronk, dan skryf hy oor hoe gelukkig hy is om God te kan ken. Hoe gelukkig is ons om God te ken. As ons God ken en in verhouding met God is, dan maak dit nie saak wat hier met my gebeur nie, want ek kom niks in die toekoms kort nie. Want die ewige lewe is my belofte, is waarop ek vas staan. Dis wat ek weet ek op pad is. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Ons weet in hierdie wêreld, as die gras groener is aan die ander kant van die draad, dan is dit gewoonlik omdat daar meer gemors is aan die ander kant van die draad. Maar nie by God nie. God se groen weivelde is die verhouding met hom. Om 'n vaste wete te hê, dat maak nie saak wat met my op hierdie oomblik gebeur nie, ek gaan by hom wees. Ek gaan in sy teenwoordigheid wees. Ek moet myself die vraag vra vanoggend, as ek nou sou sterf, is ek seker dat ek hemel toe gaan? Is ek seker dat ek by God gaan wees? By oomblikke soos hierdie is dit juist die vraag wat ons moet vra. Is waar gaan ek wees? Want jy sien, as jy in 'n verhouding is met God, deur dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, dan leef jy in die groen weivelde. En dan weet jy verseker op hierdie oomblik, maak nie saak wat hier gebeur nie, ek het die ewige lewe. Want dis die belofte wat Jesus gedoen het, toe ek die lewende water gedrink het, wat my vrede gebring het, my in vrede met God gebring het. 'n vrede ongekend aan hierdie wêreld. Hy gee my nuwe krag, die krag van die Heilige Gees wat oor ons kom, sodat ons nie kan stil bly oor wie God is nie. Gee ons nuwe krag. Hy lei ons op paaie tot die eer van sy naam, die regte pad. Die pad wat hom vereer, nie ons nie, nie my nie. Op reis saam met God. Ja, ons was op reis saam met Hansie, maar nou gaan ons op reis saam met God ook. Hy was op reis saam met God. Maar daardie reis eindig nie tot my eer nie, maar tot God se eer. En dis die vraag vandag.
Leef jy so dat jou lewe tot eer van God sal wees? Of verwag jy, leef jy in vyandskap met God? Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Maak nie saak wat die omstandighede of die uitdagings of die situasie is waarin ek myself bevind nie. Ek kan jubel, want ek is nie hopeloos nie. Ek het hoop. Ek het hoop in 'n opgestane Here Jesus Christus, wat altyd naby my is en by my is. In U hand is ek veilig. Hy is my beskerming. En dit gaan nie hier oor my fisiese lewe nie. Dit gaan hier oor my gees, my ewige lewe. Dis in sy hand veilig. Nee, nie net in sy hand veilig nie. My naam is op sy handpalm geskryf. Want ek weet, ek het 'n verhouding met hom. U laat my by 'n feesmaal sit, terwyl my teenstanders moet toekyk. 'n Feesmaal, die tafel van Christus. 'n Feesmaal waar ek kan fees vier, want ek weet verseker. Ek weet wie my Here is. Ek sit by sy tafel aan. Ek sien uit daarna om eendag by die groot feestafel aan te sit en saam met hom te kan fees vier, saam met my geliefdes, om die tafel te kan sit en te kan fees vier. Ons teenstander, die een wat hier altyd teen ons staan, sal moet toekyk. Hy kan nou al net toekyk, want nou al beleef ek die beskerming en die tafel van God deur Christus, ons verlosser. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. Ek self was in vyandskap met God. Maar hy kom na my toe, hy kom soek my waar ek verlore is. Daar ontvang hy my asof ek 'n eregas is. Daar oorlaai hy my met heerlikheid, met liefde, met genade, met wie hy is. Dis net hy wat kan red. Die goedheid en die liefde sal my lewe lank by my bly. Sal by my bly. Die goedheid, Here. Ons sê altyd dat mense is baie keer goed. En ons probeer as mense om goed te wees. Maar hoe meer ons probeer om goed te doen en goed te wees, hoe meer kom ons agter dat ons val maar eintlik daarin. Dis net God wat goed is. En sy goedheid kom uit die bron van sy liefde vir elke een van ons. 'n Liefde wat ons oorweldig. 'n Liefde wat verder gaan as my oortredinge. 'n Liefde wat hy vir ons bewys het toe hy aan die kruis gesterf het om die straf vir ons sonde op hom te neem. Dis die liefde wat by ons bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die Here sê, kom tuis. Jesus self het gesê, ons het die reg om onsself kinders van God te noem. Ons is deel van sy familie, deel van sy huisgesin. Ons word ingesluit by hom. Ons word familie wanneer ons Jesus Christus as ons verlosser aanneem. Wanneer hy ons deel maak van sy familie. Ja, ons neem afskeid hier van 'n familielid, van 'n vriend, van 'n kollega. Maar eendag hoop ons om herenig te word met mekaar. Herenig te word in die teenwoordigheid by die feesmaal, by die tafel wat God vir ons voorberei het. Ons sien uit daarna om weer saam te kan wees. En om te kan onthou. En om fees te vier. My vraag is jy reg? Is jy gereed? Is jy gereed as Jesus nou by hierdie deur sou instap
en vra, kom jy saam met my? Sê reg. Amen. Here, ons dank U vir U grootheid, U goedheid en U liefde. Ons dank U vir U genade, Here, wat U bewys het aan die kruis. Die hand wat U uitsteek na elke een van ons, Here. En al wat ons hoef te doen is om te bely dat ons sondaars is. En dan neem U ons in U arms en U omvou ons met U liefde. En U maak ons deel van U familie. Here, ons dank U vir die lewe van Hansie. En ek bid dat deur geloof in Jesus Christus elkeen van ons U kan aanbid hier in sy dood. Mag ons bly in U goedheid en U krag en in U planne wat buite ons vermoë is, Here. Om hierdie kant van die hemel te verstaan is nie altyd maklik nie, Here. Maar U ken ons harte, U ken ons gedagtes en U weet. Gee ons die krag deur U Gees. Mag elkeen hier deur die geloof in die persoon en in die werking van Jesus Christus die vreugde ervaar en die wete dat die dood oorwin is. Om die dood as 'n toegang tot U teenwoordigheid vir ewig te mag sien. Here, mag ons vandag U vertroosting ontvang en mag U die vreugde en die vrede deur geloof in elke een van ons se lewe wees. Ons dank U, Here, in die naam van Jesus. Amen. Ek wil ook U net herinner aan wat ons glo deur vir U die geloofbelijdenis te lees. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy engebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons gaan ook hulde bring aan ons. Ek gaan eers net vir u 'n video speel en daarna sal ons die huldeblyke aanvaar.
vir die wat my dalk nie ken nie. Ek is die kleinseun van oupa Hansie. Ek wil eerstens begin om te sê, welkom aan almal en wat vandag teenwoordig is. Hoe sê mens ooit werklik totsiens? Vir baie was hy dalk net Hansie Stroe gewees, maar vir ander was hy 'n vriend, 'n man, 'n pa, 'n oupa en selfs 'n oupa groot. Vir my was hy 'n oupa. Hoe sê mens ooit totsiens aan 'n man na 58 jaar se liefde en omgee? Hoe sê mens ooit totsiens na 50 jaar, oor die 50 jaar se pa wees? Hoe sê mens ooit totsiens na oor die 20 jaar se oupa wees? Na ek die nuus ontvang het, dat oupa nie meer op aarde is nie, het daar so baie vrae deur my kop gegaan. Wie gaan vir my nou al die ewous van die boom af laat afpluk? Wie gaan nou vir my vra, wil jy nie koek en tee hê nie, my kind? Hier is regtig baie om te eet. En wie gaan my voertuig se lisensie skuif nou kom kyk voor ek weer op die pad klim? Die man wat bereid was om sy klere van sy lyf af weg te gee, is nou nie meer by ons nie. Oupa het altyd gespot. Voor ek ry en gesê, my kind, as daar ooit iets met my moet gebeur, kyk tog net, waar hang ek die sleutels? Die dag het aangebreek, dat ons moet weet, waar die sleutels is. Ek het altyd gespot en gesê, ek gaan dit nie nodig kry nie. Ek gaan nie hoef te weet waar die sleutels is nie. Dankie vir jare se oupa wees. Dankie vir jare se omgee en skool toe vat en gaan haal. Ek glo oupa dans van vreugde in die hemel. Stuur groete vir die ander wat ons daar ken. Tot ons mekaar eendag weer sien. Verskoon die make-up. My oupa, wie sou gedink het dat ons sondagskindersessies so vinnig sou eindig? En al wat deur my kop mol is hoe oupa altyd daar was vir alles en vir almal. Van altyd heel voor tot my gimnastiek, ballet, prysuitdelings, ouers gee pad. Oupa Hansie sit heel voor. Oupa het seker gemaak, niemand voel alleen nie. Tog is dit al wat ons vandag voel. Jare se ouds in biltong, wat tot vandag toe nog my gunsteling is. Wat sal ek nie gee om nog te hoor? Hallo ou nooi, jong, die ou met slagtes is nog daar, maar dit gaan altyd goed. Dit het altyd goed gegaan. Oupa het die sagste hart gehad, en oupa was dankbaar vir alles en vir almal. Daar is niemand vriendeliker en meer vrygewig as oupa nie. Hoe lekker was dit om altyd vir my te hoor as ek vir oupa my nuwe naels wys. Nee, my kind, 'n boervrou kan nie sulke naels hê nie. Dit was vir my 'n voorreg om oupa se kleinkind te wees. En dankie dat oupa gewag het om vir Sunay te ontmoet. Ek het oupa lief, rustig. Stuur groete vir oupa en ouma daarbo. Ons sal mooi na ouma kyk en weet tot ons mekaar weer sien. Dankie. Ek is gevra om net 'n paar bedankings te doen. Eerstens aan ouma, dankie vir 58 jaar se liefde aan ons wonderlike oupa. Oom Martin, tannie Rensie, ekskuus. Dankie vir julle hulp, bystand en uithou met al ons views se vrae. Tannie Anita wat altyd regs gestaan het om oupa hulle te help met enigiets wat nodig was. Tannie Hetty altyd so mooi gekyk het na ouma. Of kyk na ouma nog steeds. Dr. Malien van Duyk wat altyd gesorg het dat oupa en ouma gesond bly. Tannie Kitta vir die kos en die voorbereidings. Tannie Minet van der Westhuizen vir al die bystand met oupa en ouma in die kuier in die hospitaal.
al die kloofsig inwoners, wat altyd kom inloer en kuier het. Roan van Aftbob met die hulp van die reëlings, die hospitaal vir die goeie versorging van ons oupa en ouma, terwyl hulle daar was, Dominee vir die gebruik van die kerk en vir Dominee se diens, dankie daarvoor. Hospis en hulle versorgers, oupa se jarelange kollegas, 'n spesiale dankie aan hom Chris Geldenhuys vir die maak van die pragtige portret van oupa. Dankie ook aan elkeen wat van ver af gekom het om hul laaste eerbied aan oupa te wys. En dan dankie vir elkeen wat betrokke was in oupa en ouma se lewe en 'n rol gespeel het op 'n daaglikse basis. Ek vra om verskoning as enigiemand is wat ek uitgelaat het en ons is dankbaar vir elkeen wat vandag hier teenwoordig is. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Hy sal by julle wees en julle seën en nie sodat julle almal 'n seëning vir ander kan wees. Love.